Rebekka word Isak se vrou. Genesis 24 vers 1 tot 66. Het jy al ooit 'n speletjie gespeel waar een toegebind is en die ander een moet hom lei want hy kan nie sien nie? Jy kort die ander persoon om jou te wys waantoe om te loop. Jy kort die ander een om vir jou te wys dat jy dalk nie jou toon teen 'n klip stamp nie, of dat jy nie dalk teen iets vasloop nie, of partykeer net waar hy moet loop sodat hy in 'n paadjie bly of iets. Dis 'n lekker speletjie. Maar net so baie keer wonder ons oor die Here. Ons soek die Here se leiding om vir ons te wys wat om te doen, om vir ons te wys waantoe om te gaan. En baie keer wonder ons of hoe om te hoor wat die Here vir ons sê. Vandag gaan ons kyk na 'n slaaf van Abraham wat God se leiding gesoek het om te weet wat hy moet doen en hoe die Here hom geantwoord het. Maar voor ons begin, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, weer baie dankie dat ons die kinders kan wees. Help ons om vandag te verstaan hoe ons leiding van U kry en hoe ons moet leef. Help ons om soet te wees, om te fokus en te luister na wat die Juffrou sê. Amen. Vandag se gedeelte kom vir ons uit Genesis. Kom ons sê die boeke saam. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Dis die eerste 5de boek van die Bybel. Kom ons lees nou die storie saam van Rebekka word Isak se vrou, Genesis 24 vers 1 tot 66. Abraham was al baie oud en die Here het hom in alles geseën. Abraham het vir sy slaaf gesê, vir die vernaamste in sy huis, die een wat in beheer was van al sy besittings: sit jou hand onder my heup, dat jy vir my met 'n eed in die naam van die Here, die God van hemel en die aarde, kan beloof dat jy nie my seun sal laat trou met 'n dogter van die Kanaaniete by wie ek nou woon nie. Jy moet na die land toe gaan, die land waar ek gebore is, en daar 'n vrou gaan haal vir my seun Isak. Die slaaf het vir Abraham gevra: en as die vrou nie saam met my hierheen wil kom nie, moet ek dan u seun laat teruggaan na die land toe waar u vandaan kom? Toe sê Abraham vir hom: sorg dat jy nie my seun daartoe laat teruggaan nie. Die Here, die God van die hemel, en het my weggevat uit my familie, uit die wêreld waar ek gebore is, en my met 'n eed beloof: ek gee hierdie land waar jy nou is aan jou nageslag. Die Here sal die engel voor jou uitstuur sodat jy vir my seun 'n vrou van my land af sal kan bring. As die vrou nie saam met jou hierheen wil kom nie, is jy vrygestel van hierdie verpligting. Maar jy mag nie my seun laat teruggaan nie. Toe het die slaaf sy hand onder die heup van Abraham, sy eienaar, gesit en hom met 'n eed beloof om dit alles te doen. Die slaaf het 10 van sy eienaar se kamele gevat en ook allerlei mooi geskenke en vertrek na Mesopotamië toe, na die stad toe waar Nahor gewoon het. Daar het hy die kamele by 'n fontein buite die stad laat kniel. Daar was laatmiddag, teen die tyd dat die vrouens uitgekom om water te skep. Hy het gebid: Here, God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat daar vandag iets met my gebeur. Betoon tog die trou aan my dienaar Abraham. Hier staan ek by die fontein waar die jong meisies van die stad sal kom water skep. As ek vir die meisie vra: hou tog jou waterkruik dat ek kan drink. En sy antwoord: drink gerus, en ek sal jou kamele ook water gee. Dan is dit sy wat deur u gekies is vir u dienaar, vir Isak. En dan sal ek weet dat u trou betoon aan my dienaar. Voor hy nog klaar gebid het, kom Rebekka met die waterkruik op haar skouer daaraan. Sy was die dogter van Bethuel, seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer.
Die meisies was baie mooi, 'n jong meisie met wie 'n man nog nie gemeenskap gehad het nie. Sy het afgegaan tot by die fontein en haar kruik vol gemaak en teruggeklim. Toe hardloop die slaaf haar tegemoet en sê vir haar: "Laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink." En sy sê: "Drink gerus, meneer." Sy laat toe gou haar kruik rus op haar hand en laat hom water drink. Toe hy klaar gedrink het, sê sy: "Ek sal vir die kamele ook gaan water skep, dat hulle genoeg kan drink." Sy het gou haar kruik in die krib leeg gemaak en toe fontein toe gehardloop om nog water te skep. Sy het vir al die kamele geskep. Die man het haar in stilte aangekyk om vas te stel of die Here hom in sy onderneming sou laat geslaag het. Toe die kamele daar gedrink het, sit hy 'n goue ring en 6 gram van haar aan haar neus en 2 goue armbande van 115 gram aan haar arms. En hy vra: "Wie se dogter is jy? Sê my tog, is daar in jou pa se huis plek vir my om te oornag?" Sy het hom geantwoord: "Ek is die dogter van Beteel, die seun wat deur Milka vir Nahor in die wêreld gebring is." Verder het sy gesê: "Ons het baie strooi en kameelvoer en daar is plek om te oornag." Toe het die man gekniel en tot die Here gebid: "Aan die Here, die God van Abraham, wie se slaaf ek is, kom die lof toe. Die Here het nie sy troue liefde van my eienaar weerhou nie, en vir my het die Here reguit gelei na die huis van my eienaar se broer toe." Die meisie het na haar ma se huis toe gehardloop en alles gaan vertel. Rebekka het 'n broer gehad met die naam Laban. Toe hy die neusring sien en die armbande aan sy suster se arms en haar hoor vertel wat die man alles vir haar gesê het, het hy na die man toe gehardloop by die fontein buite die stad. Toe hy by hom kom, het die man nog by die kamele gestaan langs die fontein. Laban het vir hom gesê: "Kom saam, jy is die man wat deur die Here geseën is. Waarom bly jy hier buite staan? Ek het vir jou plek reggemaak in my huis, en daar is ook plek vir jou kamele." Die man is toe saam huis toe, en Laban het die kamele laat afsaal en vir hulle voer gegee en strooi om op te lê. Vir die man het hy water gegee om sy voete te was en ook vir die mense by hom. Toe hulle vir die man kos bring om te eet, sê hy: "Ek sal nie eet voor ek my opdrag uitgevoer het nie." Laban het gesê: "Praat gerus." Toe sê die man: "Ek is 'n slaaf van Abraham. Die Here het my eienaar baie geseën en hy is ryk. Die Here het hom kleinvee en grootvee gegee, silwer en goud, slawe en slavinne, kamele en donkies. Sara, die vrou van my eienaar, het op gevorderde leeftyd vir hom 'n seun in die wêreld gebring, en hy is die erfgenaam. My eienaar het my 'n eed laat aflê, toe hy vir my gesê het: Jy mag nie my seun laat trou met die dogter van die Kanaaniete in wie se land ek woon nie. Nee, jy moet na my pa se huis toe gaan, na my familie toe, en vir my seun 'n vrou gaan haal." Ek het vir my eienaar gesê: "Dalk sal die vrou nie saam met my wil kom nie." En toe sê hy vir my: "Ek leef naby aan die Here. Hy sal sy engel saam met jou stuur en jou in jou onderneming laat slaag, sodat jy 'n vrou vir my seun sal gaan haal by my familie, by my pa se huis. Jy sal slegs van jou eed vrygestel wees as jy na my familie toe gaan en hulle nie instem nie, dan is jy vry." Toe ek vandag by die fontein kom, het ek gebid: "Here, God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat my tog slaag in my onderneming. Hier staan ek by die fontein, waar 'n jong meisie van die stad sal kom water skep. Ek sal vir haar vra
om my 'n bietjie water uit die kruik te laat drink en as sy vir my sê, drink gerus, maar en ek sal vir jou kamele ook water skep, is sy die vrou wat deur u gekies is vir die seun van my eienaar. Voor ek nog klaar was om saggies te bid, kom Rebekka daaraan met 'n waterkruik op haar skouers en sy gaan af tot by die fontein en skep. En toe vra ek vir haar, gee my tog 'n bietjie water. Sy laat toe gou haar kruik van haar skouers afsak en sê, drink gerus. Ek sal u kamele ook water gee. Ek het toe gedrink en sy het die kamele ook water gegee. Ek het haar gevra, wie se dogter is jy? En sy het geantwoord, die dogter van Beteel, seun van Nahor en Milka. Toe het ek die ring aan haar neus gesit en die armbande aan haar arms. Ek het gekniel en tot die Here gebid. Ek het hom, die God van Abraham, wie se slaaf ek is, geloof, omdat hy my reg gelei het om die dogter van die broer van my eienaar te kry as vrou vir sy seun. As u nou 'n verantwoordelikheid as familie teenoor my eienaar wil nakom, sê dan vir my. As u weier, sê my dit sodat ek kan omdraai, waarheen ook al. Toe antwoord Laban en Beteel, wat gebeur het, is van die Here. Ons het vir jou daaroor niks te sê nie. Rebekka is hier by jou. Vat haar saam en gaan terug. Sy moet die vrou word van die seun van jou eienaar. Dit is wat die Here gesê het. Toe Abraham se slaaf hoor wat hulle sê, het hy diep voor die Here gebuig. Daarna het die slaaf silwer en goue goed en klere vir Rebekka gegee en ook diergeskenke vir haar broer en haar ma. Toe het die slaaf en die mense wat by hom was, geëet en daar oornag. Die volgende môre het hulle opgestaan en toe sê hy, laat my vertrek na my eienaar toe. Rebekka se broer het haar ma het egter gesê, laat die dogter nog 'n dag of 10 by ons bly en dan kan jy gaan. Maar die slaaf het hulle geantwoord, moet my nie ophou nie. Die Here het my in my doel laat slaag. Laat my gaan, sodat ek na my eienaar toe kan gaan. Hulle het geantwoord, kom ons roep die dogter en vra haar wat sy verkies. Hulle het vir Rebekka geroep en haar gevra, wil jy saam met hierdie man gaan? Sy het geantwoord, ja. Hulle het hulle suster Rebekka en die vrou wat haar grootgemaak het, saam met die slaaf van Abraham en sy mense laat gaan. Hulle het vir Rebekka met seënwense gegroet en vir haar gesê, ons suster mag jou nageslag 10.000 word. Mag hulle die stede van hulle vyande verower. Toe het Rebekka en haar slavinne op die kamele geklim en agter die man aangegaan. Hy het haar saamgevat en hy is terug huis toe. Isak het van Lagai Rooifontein afgekom. Hy het destyds in die Suidland gewoon. Hy het teen die aand se kant in die veld gaan stap en toe sien hy met eens kamele aankom. Rebekka het vir Isak gesien en van die kameel afgespring en vir Abraham se slaaf gevra, wie is die man wat daar oorkant in die veld na ons toe aankom? Die slaaf het geantwoord, dis my eienaar. Toe vat sy haar sluier en trek dit oor haar gesig. Die slaaf het vir Isak vertel wat gebeur het en Isak het vir Rebekka in die tent van Sara, sy ma, laat woon en met Rebekka getrou. Sy was sy vrou en hy het haar lief gehad. So is Isak vertroos na sy ma se dood. Die memoriseervers is Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou volkome op die Here
en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Wat is die dinge wat ons alles geleer het? Eerstens het ons gesien hoe die slaaf leiding van die Here nodig gehad het en hy het gebid en hy het vir die Here gevra om vir hom te wys wie die vrou is. Die tweede ding wat ons geleer het is dat ons gesien het. Hy het iemand gesien wat eienskappe dra van iemand wat die Here ken of iemand wat leef soos wat die Here wil. Rebekka het haar water gedeel, sy was goed vir die slaaf, so sy het eienskappe gedra van iemand wat soos die Here wil hê ons moet leef. En toe 'n ander ding wat ons gesien het, is dat die slaaf dankie gesê het vir die Here. Hy het dankie gesê dat hy hom in sy taak laat slaag het. Dit ons ook laastens gesien dat Rebekka nie bang was om die persoon te volg wat van die Here afgekom het nie. Sy het duidelik gesien dat hierdie man van die Here afkom en sy het hom gevolg. Sy het gedoen wat die Here van haar verwag het. Al was dit moeilik. Sou moeilik gewees het om jou ouers te verlaat en sy het dit gedoen. Wat sien ons daarin? Baie keer moet ons ook vir die Here bid en vra om ons te lei. Ons moet die Here gereeld vra, selfs al bid ons sag, sit ons iewers, dan kan ons vir die Here bid en vir die Here vra. Tweedens, ons moet ook die Here se wil soek. Ons moet hom uit sy Bybel uit leer ken, sodat ons weet, wat is die eienskap van dit wat ons moet soek. Dalk in vriende, of in maniere hoe ons moet optree teenoor ons onderwysers, of teenoor ons ouers. En dan 'n ander ding, ons moet dankie sê. Dankie sê vir die Here, vir alles wat hy vir ons doen. En laastens, moet ons ook ons Here Jesus Christus beter leer ken. Ons moet doen wat hy vir ons leer en hom navolg, sodat ons al hoe meer ook eienskappe kan lees. En ons moet nie bang wees om die Here te volg nie en te doen wat die Here vir ons leer nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie dat U ons lei. Dankie dat ons tot U kan bid en vir U leiding kan vra. Kom leer ons, kom lei ons en help ons om al hoe meer te leef soos wat U wil en leer ons wie U is. Amen. En onthou, soek leiding by God en moenie bang wees om hom te volg nie.